Sondagdiens voor Kersfees, wat donderdag is. So in hierdie Kerstyd, net om 'n bietjie julle op die selfe bladsy te bring, het ons nogal gekyk na die geskenke wat Paulus sê Jesus vir ons bring. Kyk, die evangelies vertel die verhaal van Jesus en Johannes begin in die hemel en eindig weer in die hemel, maar dis eintlik Paulus wat kom geïnterpreteer wat Jesus vir ons gedoen het. En hy het gesê, Jesus het ons geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Of God het ons deur Jesus geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is, Efesiërs 1 vers 3. Nou die idee van geskenke, en wie van julle gaan geskenke kry Kerstyd? Marius, gaan jy 'n geskenkie kry? Lekker. Gaan jy ook een gee vir iemand? Ja, dis mos 'n lekker ding van Kersfees. Maar waar kom die idee vandaan? Nou almal sê dis ja, hierdie wyse manne wat kom kniel het, maar dit het lank voor dit begin. 500 jaar voor die tyd het Jesaja gesê, hy het 'n profesie gesien en gesê daar sal 'n seun vir julle gegee word. 'n seun gegee word en dit sal die Messias wees. Ons het nou gesing, dis hy wat die raadsman is, die sterke God, die vredevors, die ewige Vader. En hy is die eintlike geskenk, nee. Maar dan as hy kom, dan gee hy vir ons geskenke. Deur sy lewe wys hy vir ons hoe leef 'n mens wat eintlik na God se beeld geskep is. Deur sy sterwe maak hy ons vry om weer voor God te leef in die paradys, nou en vir ewig. En met sy opstanding breek hy die krag en die mag van die bose oor ons. En dis die groot geskenke wat hy vir ons gegee het met sy lewe. Daarna het hy ook die Heilige Gees gegee. Nou, in hierdie reeks het ons gaan kyk, eintlik steeds nog net na 1 of 2 of 3 verse, na die geskenke wat hy vir ons gegee het in Efesiërs 1 vers 18 tot 20, want Paulus, hy sê daar, hy het vir ons hierdie geskenk van die erfenis gegee. Hy sê, is 'n heerlike erfenis om in Christus te wees. Dis die eerste geskenk. As jy nie na daai prent kyk, beteken jy's veilig in die hand van Jesus. Hy beskerm jou teen die bose, maar jy's ook ewig veilig in sy hand. Dis om in Christus te wees. Julle kan na die preek gaan kyk, ek gaan net 'n oop preek. En die ander een het hy gesê, ons het hierdie krag gekry. Want toe hy weggaan, toe los hy die geskenke vir ons. Dieselfde kragtige werking wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sê is tot jou en my beskikking. Van wanneer die lewe en die wêreld ons beet kry om dit te oorleef. En ek het net die week toe ek nou so sukkel met of ons nou gaan weet in die woestyn toe voel dit vir nou raak dinge vir 'n bietjie baie met al die goed wat gebeur in die jaar wat verby is en te beleef ek as jy vra vir die Heilige Gees hoe hy daai batterye van jou wat die son oorspronklik charge, dieper charge. En dan, jy weet, gaan jy 'n donkie rat en gaan kyk daarna. Dis 'n geskenk wat hy vir ons gegee het. Dis net gelowiges wat hierdie geskenke het. En dan vandag gaan ons kyk na die derde geskenk. En dis om 100% seker te wees van jou geloof. Ek gaan nou meer sê daaroor. En ook die idee dat jy daar geskenk met ander mense moet deel. Dis hoekom ek vir Marius gevra, kry jy een, gee jy een. Die evangelie gaan nooit net ook kry nie, dis ook om dit te gee. So 100% geloofsekerheid. So die 3 geskenke wat ons hanteer het, sal die heerlike erfenis, die dinamiet en nou die geloofsekerheid. Mens moet 'n bietjie in hierdie tyd bietjie diep induik oor die dieper wortels van die vreugde wat ons het. Die vers wat belangrik is hierdie vers wat Paulus bid. Hy sê ek bid dat die Heilige Gees eintlik die oë van julle harte sal oopmaak, julle geestelike oë om 3 goed te sien. Die heerlike erfenis wat julle ontvang het, dis wat hy gesê het om in Christus nou al die koninkryk van die hemel te beleef. Dis wat Jesus in Matteus 4 vers 17 sê, die koninkryk van die hemel is nou al in julle hande. Die tuin van Eden is nou al weer hier. Die tweede ding is die groot krag wat hy uitoefen in ons wat leef, deur ons. En die derde een sê hy, julle moet weet wat se hoop julle roeping inhou, deur vir ander daarvan te vertel. Wat se hoop julle vir hulle kan gee as julle vir hulle vertel van die heerlike erfenis en die krag van God. En dis eintlik 100% geloofsekerheid. OK, so julle met my. So ek ry nou nog in die kar, nou luister ek na getuienis van 'n vrou, wat met die moslim sending het ons nou baie video's gekyk en goed. Dis 'n Amerikaanse moslim gelowige, of 'n ex-gelowige, wat gematig was in Amerika. Ek het haar nie gesien, ek het haar net gehoor, so ek kon nie haar naam hoor en ek kan ook nie weet dit kry nie. Maar sy getuig toe hoe sy baie belangrike moslim in Amerika was. Sy het saam met president Trump gewerk en toe saam met Biden en weer saam met Trump op hulle rade om
die geloof toleransie wat ons ook in hierdie land vind uit te werk. En sy was 'n gesiene moslim geweest. Ek neem aan sy is gebore daar, sy klink soos 'n Amerikaner. Ek het nie gesien hoe lyk sy nie. En toe sê op 'n stadium, toe begin sy dink, daar is ons 'n prentjie van die denker. In die wêreld, daar's klomp skille, ek dink 140 van hierdie beelde. En toe begin sy dink, maar waartoe gaan sy as sy doodgaan? Dis vir haar toe nogal 'n issue. Dis veronderstel om eintlik vir ons almal 'n issue te wees. As dit nog nie vir jou issue is nie, dan was jy nog nie daar waar jy gedink het, waartoe gaan jy nie, verstaan jy? Maar dit sal kom. En toe gaan sy van die een imam na die ander en dan sê sy, luister, ek moet weet wat met my gebeur. Dan sê sy, dan lag hulle vir haar. Dan sê sy, maar jy gaan nooit weet nie. Want jy weet, Allah moet op die einde besluit. Jy weet, gaan hy jou vergewe vir al die verkeerde goed wat jy gedoen het. Ek bedoel, Mohammed is dalk ook nie daar in die hemel nie. Want as jy te laat verskoning vra, die moslims is so 'n ding nie. Hulle kan nie seker wees waartoe hulle gaan nie, maar dit gaan oor werke. En dan ook oor of Allah nou besluit is goed genoeg. Dieselfde met die Jode. Die Jode het nie geloofsekerheid nie. Want hulle word vrygemaak deur die wet. So daai ou storie van die boeke word oopgemaak en watter lys is die langste geld vir hulle. Dis 'n scary lifestyle, want hoe gaan jy nou genoeg kan doen om al jou sondes, weet nou sê Jesus jy net na 'n vrou kyk en haar begeer. So al die mans, dan gaan die mans in die hemel wees, nee. As dit so omgaan, jy weet. Daar gaan baie vrouens wees, want hulle sê daar in Openbaring, dan was 'n halfuur stilte gewees, voor die storm gekom het, jy weet. So ons weet daar's baie vrouens, maar, so, en dit het haar gepla, en toe hoor sy 'n prediker, wat sê, Johannes 3 vers 16, die wat in Christus glo, hulle sal nie verlore gaan, maar hulle sal 'n ewige lewe nou al hê. Sy hoor dit nou, en toe gaan sy kerk toe, en toe begin sy die Bybel lees, en toe kom sy agter, maar hierdie geloof, is die enigste geloof op die aarde van al die gelowe wat vir jou met 100% sekerheid kan sê, dat as jy nou sterwe, is jy nou in die hemel. Trouwens, jy leef eintlik al half nou in die hemel. En wat doen sy toe? Dit het haar so aangryp, is 'n skok vir die ander moslems daar, dat sy hieroor getuig. Ek het op die radio daarvan gehoor. En dis presies hierdie ding, wat Paulus sê met ons moet gebeur. As jy hierdie sekerheid kan hê, as jy hierdie soeke het, en jy het dit, is dit 'n lekker ding. Maar dan moet jy onthou om dit vir ander te vertel. Hy sê, julle moet kan sien, hy sê die Heilige Gees moet julle harte so oopmaak, dat julle kan sien wat se hoop die roeping in het, die roeping om hierdie stories te vertel, vir ander mense. As daai prediker nie daar was nie, dan sou hy nooit geweet het nie, nooit sekerheid gehad het nie. En trouwens, ek noem hierdie sekerheid in 'n eksistensiële sekerheid. Eksistensieel is 'n woord wat die filosofe gebruik, wat gaan oor existence. Dis die vraag wat jy sê, luister, waar kom ek vandaan? Waartoe gaan ek eendag? Wie is ek nou? En wat is my roeping? Ek bedoel, dis waarmee ons as tieners ons behoort besig te hou. Wat gaan ek maak in die lewe? Ek moet in elk geval nou geld verdien om te lewe, maar ek moet dit ten minste geniet ook, jy weet, en wat wil die Here hê moet ek doen? Hier gaan jy vandag uitvind, hy wil sê, een van die goed wat jy moet doen, is om vir ander mense te vertel van die sekerheid wat jy het. En hierdie is 'n geweldige belangrike opdrag wat die Here vir ons gee, om dit te gaan doen. En op hierdie goeie, vreugdevolle Kersfeesdag is dit die boodskap wat jy moet hoor. Hierdie is jou roeping. Om vir mense wat nie weet nie, dit te gaan sê. Om jou geloofsekerheid, hierdie eksistensiële sekerheid, van ek hoop jy weet waartoe jy gaan. Anders moet jy kom dat ek met jou praat en jou help. Ek met dit deel met ander mense by die werk, by die huis ensovoorts. Okay. En dis wat Paulus noem, wat se hoop jou roeping inhou vir ander. So vandag gaan ons gesels hieroor. En wat ek vandag doen, is die vloei van vandag. Kyk, ChatGPT sê jy moet mense vertel wat jy gaan doen. Nou dis wat ek gaan doen. Ek gaan eers vir jou vertel, hoekom kan jy dit doen? Hoekom is jy toegerus om dit te kan doen, om met ander te praat? Jy. Want julle kyk mens na my en sê die dominee moet dit gaan doen. Ek weet hoekom ek dit kan doen, maar weet jy hoekom jy dit kan doen? Tweede ding, ek wil vir jou sê, hoekom moet jy dit doen? En die derde ding, ek wil vir jou vertel hoe jy dit kan doen. So ek gaan so 7 riglyne met jou deel, eenvoudige goed, wat jy kan help om dit te gaan doen. En eintlik as jy terug ga jy huis toe vandag, dan moet jy hierdie bietjie met mekaar oefen.
Net om seker te maak, die een wat langs in die kar sit, weet waartoe hy of sy gaan, verstaan jy? Ek weet nie of jy dit met mekaar gedoen het nie. Okay, so dis wat ons het gaan doen. So die eerste vraag wat ek wil beantwoord is, hoekom kan jy dit doen? En die enige, die wonderlike ding daarvan, dis om het 100% geloofsekerheid, as jy dit het, geef jy jouself vertroue. Okay, want Jesus het eendag gesê, ek weet nie of julle weet hy het in die woorde gesê nie. Hy sê, ek kan getuig, omdat ek weet waar ek vandaan kom en waar ek heen gaan. En julle het al gehoor dat hy het gesê het. So wat gebeur het? Hy was met die Fariseërs besig, toe sê hy vir hulle, en Jesus het weer met hulle gepraat, en hy het gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Nou staan die Fariseërs daar en sê, luister, dis nie eintlik hoe dit werk nie. Jy kan nie oor jouself getuig nie. Dis nie waar nie. Kyk, altyd is ons so almal nou 3 mense getuig. So wie is jy nou om te kom vertel dis hoe dit is? Dan sê Jesus vir hulle, ek kan getuig oor myself, want my getuienis is waar. Want, en omdat, ek weet van waar ek gekom het, en ek weet waartoe ek gaan. Hy sê, en julle weet dit nie. So hoekom kan jy dit doen? Omdat jy weet waar jy vandaan kom, en jy weet waartoe jy gaan. Dis hierdie bel van die lewe eintlik. So Johannes 1 vers 1, Jesus sê, ek kom van God af, hy sê, jy kom van God af, jy is uit my gebore. In die hele Bybel vertel het. En waartoe gaan ons? Jesus sê in Johannes 14, ek gaan na die Vader toe, en ek gaan vir wie plek voorberei? Vir julle plek voorberei. So ons weet, ons kom uit die Vader, ons gaan na die Vader toe. Maar dit wil iets nogal van ons sê vandag. Johannes 3 vers 16, hier waar ek nou leef, het ek sekerheid dat ek ewig lewe dan het, en daarom het ek dit ook nou. Want Johannes 17 vers 3 sê Jesus, hy bid vir sy disippels dat hulle altyd sal beleef dat hulle die ewige lewe het. Dit beteken om 'n verhouding met die Vader te hê, om te ken, met hom te gesels, sy liefde te ervaar, dieselfde met Jesus, om hom te ken, te weet wat hy vir hom gedoen het, en nou soos met 'n broer met hom te gesels. En ons kan die Heilige Gees daarby voeg. En omdat jy hierdie sekerheid het, as jy dit weet, jy hoor dit van kleins af al. Weet hulle sê, 'n mens is 'n meester van iets, wiskunde, mediese wetenskap, teologie, wanneer jy 10.000 ure daaraan spandeer het. 10.000 ure. En jy het al die Bybel en die stories al gehoor 10.000 ure, gaan tel dit op. Jy is in die kerk van kleins af, jy sit in die katedese skool, jy sit hier, jy het opleiding gedoen, jy is toegerus, weet dit, jy weet meer as wat jy dink. En om hierdie rede het jy genoeg kennis om te vertel en vir ander mense hoop te gee, omdat jy toegerus is. As jy weet waar jy vandaan kom, en jy weet waartoe jy gaan, en jy weet wie jy is in Christus, dis dit wat jy moet hê. Okay, tweede ding, hoekom moet ek vertel? Wel, hoekom sit jy vandag? Dis omdat iemand vir jou vertel het. Iemand het hierdie hoop vir jou gegee deur 'n getuienis vir jou te vertel. En 10 was dit jou ma. Want ouers het sulke rolle wat hulle vervul, en dis ma's wat in die aande Bybel tussen die kleintjies klein is, hulle leer bid, later word die paas, dan is dit weer die ma's. Nou wil ek jou vra, as hulle dit nie vir jou vertel het nie, waar was jy vandag? So, as jy nie vir jou kinders ten minste dit vertel nie, waar dink jy gaan hulle wees, so oud soos jy is? Waar dit begin. So die roeping lê vir jou om hierdie getuienis te lewer, nie net vir jou kinders nie, vir jou familie, vir die mense by die werk, waar jy ook al kom. Hoekom moet ons dit doen? Want dit gee hoop vir mense. Soos die Amerikaanse moslimvrou het hierdie vir haar hoop gegee. En hoop is om te vertrou op goed wat jy nie kan sien nie, maar weet wat is waar. En jy weet as jy hoop in jou hart het, dan verander alles. Dit vat die vrees weg, dit gee vir jou rustigheid. Die volgende rede is eintlik lê oor die definisie van evangelisasie. Ek onthou toe ek die eerste keer gehoor het, was my so mooi geweest. Evangelism, wat beteken evangelisasie, die Griekse woord vir goeie nuus. Evangelism is om die goeie nuus te vertel, is one beggar telling another where to get bread. Nou wil ek vir jou vra, as jy op die straat loop, en daar is 'n hongermens, en jy het nie brood by jou nie, met geld by jou, dan sal jy mos vir hom geld gee, en sê jy weet, as jy net hier om die hoek stap, is daar 'n plek, hulle verkoop McDonald's burgers, soek vir die M,
Is nie die gesondste nie, maar jy wil nou in die lewe bly, so gaan koop vir jou, hier is vir jou 30 dirham. Dis wat goeie mense doen. Nee, ons moet barmhartig wees, jy weet die donkie en so wat gery het. So evangelism is dieselfde. As jy iemand sien wat nie hoop het, as hierdie vrou vir jou kom sê, maar ek weet nie waant ek gaan nie, geen die mam kan my aandag gee nie, wat gaan jy vir haar sê, ek weet ook nie. Nee, as jy weet, gaan jy sê, laat ek jou vertel. Ek weet, ek is nie bang, hè. Ek weet waant ek gaan. Want Jesus het gesê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dis die enige gebore seun gegee, so dat almal wat aan hom glo, hulle sal nie verlore gaan nie, maar sal ewige lewe hê. Nou wil ek jou vra, as jy dit nie doen nie, is daar nie 3 redes om jy nie doen nie. Of jy het nie geloofsekerheid nie. Jy kan nie daai 5 vrae antwoord nie. Of jy gee nie om nie. Ek weet nie wat een van die twee is die ergste nie. In meeste van julle sê ek weet dalk nie hoe nie. So as jy dit doen is dit great. Maar as jy dit nie doen nie, moet jy vir jouself vir wat is van daai 3 val in jou kategorie. Ek dink ons kan 'n 4 een bysit wat sê ek is bang. Bang hulle gaan iets vir my doen. In hierdie land mag jy nie iemand bydam en sê hier's vir jou Bybel nie. Jy mag nie begin sê wie jy glo nie, maar as iemand met jou begin praat, dan mag jy die evangelie deel. As iemand jou aanval, mag jy en moet jy antwoorde gee. En die moslems word geleer om Christene aan te val. Hulle het dit met my gedoen. 'n klomp vrae vir jou. Soos jy weet die Bybel is maar net oorvertel en dis nie meer die Bybel wat dit veronderstel is om te wees nie. Jy weet nêrens in die Bybel sê Jesus dat hy God is nie en hy moet aanbid word. Hulle kom met daai goed in die Bybel of as hulle sê die 3 eenheid staan ook nie in die Bybel nie en dis 'n 3 gode ding. Hulle weet niks meer as dit nie om dit vir jou te vra. En as jy nie antwoorde het nie, kan jy nie eintlik die mat onder hulle uittrek nie. Maar jy mag met hulle praat. Nou sny ek my hare nou die dag, mooi gesny nee. By 'n man wat uit Egipte uitkom, 'n jong man. Ek het 'n paar keer by hom gesny. Nou begin ons praat, ek weet nie hoe ons by geloof uitgekom. Hy het gesê hy hou nie van moslems nie, maar hy self een, want hulle betaal hom nie sy salaris. Hy sê by ons gewerk in Abu Dhabi en hulle het sy salaris vir hom betaal. En hy sê hy werk nie vir 'n Engelse tipe Italianer en hy sê hy het nou al die 16 in sy geld vir die maand gekry. Hy sê dit is net beter vir hom. Nou vertel hy van sy pa se moslim en sy ma is 'n Christen, maar sy het nou gekonvert na die moslim geloof, maar hy weet nie hoekom nie. Nou begin ek en hy praat, ek het ons nou 'n bietjie kennis oor die Bybel en oor die Koran en wat hy sê hy verstaan eintlik die Koran lekker nie, bietjie te mekaar boek en so. En nou begin ek vir hom vertel, van moslems weet glad nie waartoe hulle gaan nie, terwyl ek weet presies waartoe ek gaan. Ek sê moslems kan nie 'n geloof, 'n verhouding met God hê nie, ons kan. Hy sê bid julle 5 keer 'n dag, ek sê ek bid sommer heel dag, ek kan heel dag met God praat, en hy luister vir my. En hy antwoord vir my uit die Bybel uit ensovoorts. Nou sê hy vir my, hy dink hy moet hierdie boek lees. Ek sê ek dink dit sal goed wees vir jou, verstaan jy? Ek sê maar ek het by my huis toevallig 'n Engelse 'n Bybel wat in Engels en in Arabies is. Want hy lees Arabies. Ek gaan dit vir jou gee. Hy sê dis reg. Ek ry huis toe en ek gaan kry sommer die Bybel en ek ry terug. Toe ek terugkom, toe kom hy na my toe. Hy sit toe daar buite en eet. En hy wys my hy het klaar die Bybel app afgelaai. En ek sê maar ek ook vir jou Bybel, hy van die Bybel, hy sê maar moenie dink ek gaan die Bybel vir jou ooit teruggee nie, want hierdie is nou my Bybel. Ek sê nee, dit is jou Bybel, jy moet my terug te gee. Hoekom praat ek met hom? Ek kan net nie in my hart kry dat iemand wat wil weet hoe dit gaan, nie die goeie nuus gee nie. Ek voel ek het dit dan nou. So nou wil ek vir jou vra, hoe doen 'n mens dit? En nou wil ek 'n paar riglyne vir jou gee, want dit is bietjie, as ek met baie veel al opgelei om evangelisasie te doen, is dit bietjie 'n grys area, ons is bang daaroor. Okay. En ek het ook op my dag het ek in huise ingegaan en dan vra ek vir ou, weet jy waartoe gaan jy as jy nou dood gaan? En sê weet nie, sê ek moet jou hart vir Here gee, dan gaan jy hemel toe en dan doen ons 'n gebed en dan is dit verby. Aan die einde van die aand dan kom ons by mekaar en sê ek wel ek het 5 ouens bekeer vanaand. Daai metode werk nie eintlik nie. Dit is soos rook. Die van julle wat gerook het nie opgehou omdat jy op die longboksie sien of op die boksie die longe nie, nee. Nie glad nie. Bangheid maak jou nie eintlik dit nou ophou nie. Hoekom hou jy op om met jou liggaam wil lief hê, jy weet en ek sien nou nog 'n ou ry in sy kar met 'n handskoen en hy rook. Jy weet ek sy vrou wil nie hy moet rook nie, want dan kan jou hande ruik as hy rook. So okay, maar in elk geval. So
Ek wil vir jou 7 riglyne gee om te onthou. Die eerste een is, jy kan net jou geloof deel as jy ene het om te deel. Jy kan nie vir my vertel om by die Museum of the Future uit te kom as jy nog nooit daar was nie. Jy kan nie vir iemand vertel as jy nie 'n geloof het om te deel nie. En ek wil ook sê, as jy nie woorde het om die geloof te vertel nie. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê, ek het nou die mannetjie geteken, hy praat met die meisie, jy weet, mense stel meer belang in oor hoekom jy glo, as oor wat jy glo. Natuurlik sal hulle sê, jy's 'n Christen, so jy glo nou in God en Jesus en die Heilige Gees, maar hoekom glo jy? En ek wil jou vra, as iemand vir jou vra, hoekom glo jy, wat sê jy? Ek het altyd gesê, ek het vrede in my hart. Die geloof gee my vrede in my hart. Vandag sal ek sê, vir al die inligting wat ek kry, ek sal vir moslims sê, ek het sekerheid. Maar wat ek nou eintlik vir hulle gaan sê, weet jy hoe om glo ek, want ek weet waar ek vandaan kom, ek weet waar ek heen gaan, ek weet wie ek is, en ek weet wat my roeping in die lewe is. Dis hoekom ek glo. En soos Jesus die Fariseërs sê, en weet jy? Sê nie, hy weet nie, sê ek wel. As jy dit wil uitvind, this is the way, om sekerheid te hê. Verstaan jy moet, en my sing se kanarie, oefen dit voor die tyd, oefen met mekaar, as iemand vir jou vra, hoekom glo jy? Ek het altyd die voorbeeld van mense, wie ry Toyotas het, ek het bietjie sien, dis mos okay, Gert-Jan, hoekom ry jy 'n Toyota? Moet nie my so maak, ja, ek weet, hy wil eintlik niks sê, want hy sê, hoekom ry jy Toyota? Hy is betroubaar. Dis ook al wat 'n Toyota is, mos 'n kar sonder 'n siel, maar hulle hou ons vir ewig aan. Terwyl jy 'n Land Rover ry, dis 'n kar wat sappig is, maar hy drup heeltyd olie uit, want ten minste weet jy, daar's olie in die kar. Dis dieselfde hier, weet jy moet kan sê, as jy my vrou ook met Susan getrou, dan sê ek, want sy's mooi en sy's oulik en sy's lief vir my. Maar jy weet mos nou, weet, hoekom eet jy daai brood, hoekom eet jy by daai restaurant, dieselfde met die evangelie, hoekom glo jy in Jesus Christus? Sê dit net, kry vir jou manier, maar sê dit, oefen dit om dit te sê. Die derde ding wat jy moet onthou, is wanneer jy met iemand praat, soos ek met hom, is daar tussen my en hom 'n ongeloofsafgrond. Ek kom baie keer by fietswinkels, hier's 'n paar fietswinkels, ons ry met 'n paar fietsse, dan voel ek daai ouens wil my duidelik laat verstaan, hulle weet meer as ek. Hoekom dink hulle gaan ek so intoe? Want ek weet nie van fietsse baie nie. En dan sit hulle my af, dan gaan ek na 'n fietswinkel toe waar ek voel mense verstaan as ek stupid vra oor fietsse. Dis dieselfde. Daar's 'n ongeloofsafgrond. Natuurlik weet hy mos nou of sy nie baie van die geloof nie. So jy moet oor daai afgrond klim en by haar gaan staan. En dan moet jy gaan luister. Hoekom glo die een nie? Met moslems weet ons hulle glo in iemand anders, Jode glo in iemand anders, Hindoes in iemand anderste. Maar daar's baie gelowiges wat geglo het wat nie meer glo nie, is gewoonlik omdat hulle pa aan kanker dood is of hulle sussie is verkragt was, die oorlog was daar en nou blameer hulle vir God. Gaan sit en luister. Luister net. Jy moet die Gees in jou, hy sal vir jou lei. En dan kan jy eers begin praat as die tyd reg is daarvoor. Ek ken haar kapelank al, ek het nog nooit met hom gepraat, ek het gevoel, hier is iets aan die gang, maar dan moet jy sing so kanarie. Dan moet jy vertel wat jy weet, en getuig, en sê, en die Heilige Gees sit die woorde op my plek. Ek het nie daar gegaan om met hom te gesels oor nie. En dan, as die tyd reg is, dan moet jy een oor help na die ander kant toe. En ek vra baie vir, as die kinders ook dit leer, wat doen jy as iemand by jou kom en sê, ek wil my hart vir die Here gee, help my. Jy hoef nie eens jou te vertel nie, ek wil net hê jy moet my help, ek klaar besluit, ek wil my hart vir die Here gee. Bel jy my? Sê, hier's 'n kandidaat, jy beter aangevlieg kom en die tyd gaan verby, die scope is net so lank. Nee, jy sê, ek doen dit graag. Dan sê jy, doen nie die volgende gebed agter my aan. Hulle noem dit 'n sinner's prayer. Dis eenvoudig. En ek wil hê jy moet hierdie sinner's prayer 'n bietjie agter my aan doen. Miskien het jy dit self nog nooit eens gedoen nie. En dit is eenvoudig. So, moet nie sê ek bid vir jou nie. Toe ek vir Susan gevra het, gaan jy met my trou, het ek nie namens haar ja gesê nie. Sy moet haar self aan my verbind. Sy moet ja sê. Of sy moet sê, sy is lief vir my. Dieselfde is, iemand sy hart vir die Here wil gee, jy kan nie namens hom sy hart vir die Here gee nie, hy moet dit, of sy moet dit doen. Sê, maar jy sê so, Jesus, dankie dat U my sondes weggevat het.
Vader, ek wil graag u kind wees. Heilige Gees, kom woon in my hart. Amen. Wat beteken amen? Dit sal so wees. Ok, net dit. Net dit. Ek gaan nou nog weer so sê met daai gebed, net dit. Ek wil jy moet, as dit die eerste keer is wat jy doen, en jy weet, nou het jy dit gesê vir die Here. Jy het hom ingenooi, gesê, dankie, jy weet. Die volgende ding wat jy dan doen, jy volg op. En jy bid vir hierdie persoon. Ek bid vir daai jongman, sy naam is Said, S-A-E-E-D, Said. Ok, nou wil ek gou 'n paar goed vir jou sê wat belangrik is op hierdie punt. Kyk, ek het nou die ding al met baie mense gedoen, en daarna voel jy weet, jy moet nog iets doen. Jy weet, jy wil hulle hak, of 'n Bybel in hulle keelgat afdruk, of jy wil nou iets doen hier. Nee, wag. Gedagtes is soos kinders, daar's geen so goed soos jou eie nie, en die een met wie jy praat is dieselfde. Wanneer hulle in hulle kop skuiwe gemaak het, respekteer dit. Respekteer dit. Jy is net 'n werktuig van God. Jy getuig, jy oortuig niemand nie. Jy kan niemand oortuig. Jy sal niemand oortuig nie. En 'n moslim oortuig jy verskriklik moeilik. Jood ook. Hindoe ook. Wel, gelowige, ex-gelowiges is ook, jy ken hulle. Dis hoekom in die kerk leeg is, want hulle is hier nie. So jy kan net hierdie ding doen om te vertel, te getuig, los die ander vir die Gees. Ek wil toe ek vir Susanne gevra, sy gaan trou met my, en sy sê, ja, toe het ek al nou gesoenheid blydskap, maar ek kan nie haar nou druk tot sy dood is nie, verstaan, sy het mos gesê, ja. Is jy seker nie? Sê ek het mos gesê, ek gaan met jou trou. Jy dood seker, natuurlijk is ek dood seker, ek het dit vir jou gesê. Weet, kom met jouself, jy het jou job gedoen, los nou die Gees om te werk, bid vir die een, ensovoorts, en jy kan weer teruggaan, en ek vond gesê, ek sal 'n bietjie verduidelik hoe die Bybel werk, wanneer hy lus is, laat ek is onverduidelik. En dan die laaste een, vertrou die Gees wat dan werk in die mense se harte. Vertrou die Heilige Gees. Jy het nou jou taak, jy het jou roeping vervul, jy het vir iemand vertel. As hy vra, bring my kerk toe, bring julle kerk toe. Dis wat dit beteken. Dis die opdrag wat Jesus ook vir sy disippels gee, gaan heen en gemaak die mense my disippels. En ons moet eintlik disippels wees. Ek is nou al amper 10 jaar, ek verkondig hier goed vir julle aan mekaar. Die vraag is, wat doen jy daarmee, verstaan jy? En nou hoor jy dit vandag weer. Dis hoekom Paulus sê, ek bid, sê hy, dat die Heilige Gees julle oë van die hart sal oopmaak, dat julle kan sien wat se hoop julle roeping inhou, wat jy vir mense kan beteken. En kom ek vra vir jou, hoeveel mense het jy al na die Here toe gelei? Hoeveel mense het jy al getuig? Dis saadjies wat jy plant. En ek hoop dat jy vandag die hoop gesien het. So my vraag is vir jou, wat het jy nodig om jou te help om jou roeping te vervul?